Goeiemôre almal. Eintlik moet ek dan met hierdie mense praat want daar sit niemand nie. Hou julle nie van daai kant sit nie. OK. Ek is bly julle almal is hier vanoggend. Ek en Stian is ook uiteindelik 'n bietjie in die kerk. Hallo. Met 'n lekker verloftydjie. Ek hoop Stian is uitgerus. Ek sien nie uit vir die skool wat begin nie. Maar as 'n mamma, die skool moes nooit sluit nie. Kinders is besig. Maar welkom hier by volgende by ons. Ons is baie bly om julle te sien en al die besoekers van Witpoortjie, baie welkom hier by ons vanoggend. Ons is bly julle is hier vandag saam met ons. Goed, afkondigings. Nommer 1, ons deli, ons eie deli skies. As jy enige kaas, ons het nou weer bacon en gemengde pastye en al daai dinge, as jy dit wil bestel, dit sal ook op die kommunikasiegroepe deurgestuur word, asseblief WhatsApp vir Chantel en sy doen daai ding vir ons. Goed, dan Lydensweek, onthou Lydensweek is van die volgende week, van die 14de tot die 18de hier by ons. Dit is so van 6 tot 8 in die aande, dit is 'n alleen stap sessie saam met die Here, wat hulle stalletjies of ek weet nie, stasies kies selfde ding, dan kan jy daar stap en saam met die Here net bietjie wandel en rustig wees. Dan het ons op die 18de April, die Vrydag aand het ons 'n Pasga ete, 'n Paasfees etes, soos wat ons laas jaar ook op mekaar gehad het. So as jy dit sou wil bywoon, asseblief RSVP by my net. Jy moet RSVP, anders gaan jy net brood kry. Goed, dan bingo aand. Ek dink dis die aand wat ons almal verwag, bingo aand. Dis 'n lekker speletjies aand, so asseblief, dis R10 'n kaartjie, kom speel saam met ons bingo. Dit gaan vetpret wees. Ek is nie Afrikaanse juffrou nie, sorry. Dit gaan vetpret wees. Dit begin 6:00 asseblief hier by ons. So kom geniet dit julle. Asseblief bring jou bingo gees. Leandra oefen al, want sy sê sy gaan dit wen. Daar is pryse, nee, ek kan nie onthou nie, maar daar gaan pryse wees, yes. So asseblief kom. Goed, dan nog 'n ding. Ons herinner julle net dat hierdie maand se tema is gebed. En ek dink ook die tyd waar ons in ons wêreld is en alles wat daar buite aangaan, kort ons regtig baie gebed. So asseblief julle, ja, ek dink is tyd dat ons nou 'n bietjie harts met die Here kan gesels oor dat ons kom help. Ons weet ook hy help ons daar. Dan was daar nog ietsie. Ja. Dan verjaarsdag. So Tannie Magda het ons nou verlaat, sy het getrek. So nou kort ons 'n nuwe tannie of oom wat vir ons die verjaarsdag sal doen. Sien wie wil dit doen vir ons? Nie jy nie. OK, na die tyd kom gesels julle twee met my. Dankie Tannie Annie en Andre, ek waardeer dit. Goed. So julle is nou nie voorberei vir vandag nie. Nou het ek alweer nie chokker genoem. OK, maar almal wat verjaar het die week en die laaste 2 weke baie geluk met julle verjaarsdag. Ons hoop dit is 'n baie geseënde dag en dat die Here julle pad vorentoe baie sal bless. Goed. Nee, Lelani ek sal vandag vir jou open, OK. Ek het vir Lelani gesê sy moet open aangesien die maandgebed is, maar ek sal vandag open omdat ek so lank was in die kerk was. OK, sluit julle oë. Ag, Hemelse Vader, jy is almagtig. Jy is almagtig, Here. Jy is so goed vir ons. Alles wat jy sê gebeur, alles wat jy ons beloof het gebeur. Here, jy is net besonders. Dankie vir elke belofte wat jy nakom, elke seën wat jy ons gee, vir elke bordjie kos wat jy vir ons gee, elke druppeltjie water daar buite wat val, Here. Dankie vir wie jy is. Dankie vir elke plan wat jy vir ons elkeen het, Here, en dat dit alles net soos perfek uitwerk. Dankie vir dit, Here. Here, ek vra dat jy met almal sal gaan wat hier sit vandag, waar hulle ook maar met goed worstel, met finansies, met gesondheid, met antwoorde wat hulle nog voorsoek, Here. Wees met hulle, stap hy pad saam met hulle, Here. Op die einde van die dag is dit as gevolg van u genade dat alles net gebeur, Here. U is almagtig en u woord sê dit so duidelik keer op keer. Al wat ons nodig het is u en dit is so waar, Here.
Want maak nie saak waar of wat ons is nie, U is altyd daar en dis al wat ons benodig is U. Here, gaan met die kinders en die ouers en die onderwysers wat hierdie week met skool begin vir die volgende kwartaal, Here, dat dit 'n rustiger kwartaal sal wees. Met die tydperk waar ons nou is, Here, met die opstanding en die kruisiging, Here, weet ons dat alles wat U gedoen het is vir ons. En tog bly ons sondaars, Here. Maar U bly lief vir ons. Dankie vir dit. Dankie vir U grootheid, U liefde, U genade, want U was en wat is en wat kom, Here. Want Jy is. Jy is. Dankie vir dit, Here. Amen. Wat was dan nog? Okay. Al die kindertjies wat wil, dis net 3 kom. Kom, ons gaan nou lekker dans. Simonai, Angelique, kom. Elrie, kom. Dani, moederskamer, kom. Hugo? Nee, los vir Hugo. Kom. Wil jy nie? Okay. Titan, Dunay, Karlien, kom. Okay. Okay, dankie. Asai, kom ons staan en ons gaan lekker saam met ons jong kindertjies bietjie die Here loof, met ons lyfies en lekker saam dans. Ons weet ook Dawid het lekker voor die ark gedans, in die tempel in, so kom ons loof die Here ook dan is so. Ons wag nou net vir daai mense daar agter. Asai, slow clap. Asai, ek gaan net so lank gou hier oorskakel. Asai, kom ons staan nog, ons nou lekker saam die Here loof en prys saam met ons jong maatjies. Asai, ek wil julle uitnooi om vir 'n oomblik net eintlik rustig te word en as jy wil, kan jy dalk jou oë toemaak. Eintlik maar net bietjie dink aan die week wat verby was en die week wat voorlê. Eintlik maar net soos wat ons nou gesing het, net eintlik rustig te word en sê Here, maar ek is hier om vanoggend by U te hoor. Ek wil graag by U hoor en dat ons ook so net die Here se teenwoordigheid gaan soek. Kom ons bid ook so saam. Here, wanneer ons vanoggend hier bymekaar is, dan is dit om by U te kom hoor. En daarom sing ons ook, Here, soos ons nou gesing het. Ons sal tot U nader. U woord sê dat as ons tot U nader, sal U tot ons nader. Here, in die Hebreërs wat ons ook bietjie later gaan lees, sê dat wanneer ons U wil nader, moet ons tog glo dat U bestaan, dat U goed is, dat U ook die wat hom soek sal beloon. Here, daarom moet ons ook glo in ons, Here, dat as ons hart tot U nader, dat U dit sal terugdoen en dat ons in hierdie oomblikke, of dit nou is met die lees van die woord, of dit nou was met die lof en aanbidding wat ons nou gedoen het, of dit is in die prediking, of die koffie en tee na die tyd, hoe ook al, Here. Dat ons ook weet dat ons ook U sal ervaar binne in dit. Want U is tog 'n God wat beloon die wat hom soek. Here, en help ons om ook in hierdie tyd net rustig te wees, bietjie te vergeet van die week wat verby is, bietjie dit wat nog moet kom en dit wat nog moet gebeur, dalk vandag, môre of hierdie week, net vir 'n oomblik net op sy te sit, en net hier te wees, teenwoordig, Here, en U ook te ervaar in hierdie tyd. Ons bid dit also in die naam van Jesus Christus. Amen. Pieter, ek vertrou jou, my klink vir my bietjie hard, so as jy sê hy's reg, dan los ek dit daar, anders as jy dalk so bietjie sagter wil sit. Julle, ek het 'n oepsie gemaak, sommer op my afkondigings en op my prentjie daarso. Ons lees nie vandag Matteus 5 nie, ons lees Matteus 8, vers 5 tot 13. So as jy jou Bybel het, is jy meer as welkom om daar oop te maak. Matteus 8, nie Matteus 5 nie. En ons gaan daarso 'n bietjie lees. En die vraag wat ek vir jou wil vra vanoggend, of die vraag wat ek jou het vanoggend is, wie is Jesus vir jou? Dink gou vir 'n oomblik, moenie antwoord nie. Dink net gou vir 'n oomblik, wie is Jesus vir jou? Want dit is nogal 'n baie belangrike vraag om te vra, of eintlik maar om te antwoord, nê?
is, wie is Jesus? En ons het altyd die mooi kerk antwoorde van Jesus is my redder en al hierdie goed, maar glo jy dit diep binne in jou dat dit is wie Jesus is? Dat hy jou redder is, en wat beteken dit, nê? Wat beteken dit as Jesus jou redder is? Van wat kom red hy jou? En dan is die mooi wat sê ek nou Afrikaans antwoord, die mooi kerk antwoord, nê, is dat Jesus kom red my van my sonde. Okay, great. Maar kom red hy jou meer van of van meer as net jou sonde? Kom red hy jou dalk van 'n manier van dink of 'n manier van lewe? Wat beteken dit as ons hierdie goed sê? Ons het al hierdie mooi woorde of mooi antwoorde vir die vraag, wie is Jesus? En dan het ons al hierdie mooi antwoorde, maar wat beteken dit? En ek dink baie keer dan sukkel ons daarmee. Ons sukkel nie noodwendig om die vraag te antwoord nie, ons sukkel met, maar wat beteken dit regtig vir my? Hoe lyk Jesus as redder môre by die werk? Of vanmiddag by die huis? Wat beteken dit as Jesus my redder is, wanneer ek hierdie week dalk in 'n vergadering gaan sit? Wat is die betekenis van dit dan daar, nê? Of wie is Jesus vir my daar? Het Jesus 'n rol om te speel in jou werk? Of as jy dalk met pensioen is, het Jesus 'n rol om te speel in jou lewe as pensionaris? Wie is Jesus? Of is Jesus eintlik maar net 'n persoon wat hy het maar net betrekking tot wanneer ek doodgaan, nê? Nie op hierdie lewe nie, maar die lewe hierna. Dis waar hy inkom. Of het Jesus hier ook 'n rol om te speel? En so ons gaan nou 'n gedeelte lees wat nogal baie interessant is, en ek het hom vroeër in die week gelees en dit het my nogal aangeraak hierdie gedeelte, want net so 'n bietjie agtergrond, ons gaan dit nou lees, is Jesus gaan nou en hy 'n Romeinse offisier, so een van die Romeinse offisiere kom na Jesus toe en hy kom vra vir Jesus iets. Maar ons sien duidelik in sy manier hoe hy met Jesus praat en eintlik die antwoorde wat hy gee, sien ons die tipe geloof wat hy het in wie is Jesus vir hom. En dis eintlik die ding wat my aanraak, en dan later dan sê Jesus, maar groter geloof as dit het hy nog nooit gesien in Israel nie. En dit van 'n ongelowige, nê, 'n nie-Jood. En so net om alles in konteks vir julle te sê, die Jode het 'n sekere manier van dink oor die wêreld. So as jy 'n Jood is, great, jy's my buddy, jy's my boetie, jy's my sussie, jy's een van ons. As jy nie 'n Jood is nie, ek worry nie wie jy is nie. Jy kan 'n Suid-Afrikaner wees, jy kan 'n Australianer wees, jy kan 'n Europeër wees, jy kan wees wie ook al jy wil wees. Ek klassifiseer jou as 'n nie-Jood. Verder worry ek nie. En die gedagtes van die Jode oor die nie-Jode is dat hulle is net daarso op aarde. Hulle is net op aarde om die vuur van die hel aan die gang te hou. Dis hulle doel. Dis wie die nie-Jode is vir 'n Jood nie. Hy's net daar om die vuur van die hel aan die gang te hou. En so hier kom iemand wat 'n nie-Jood is nie. En Jesus getuig van hom om te sê, daar was nie een persoon in Israel wat so groot geloof het soos hy nie. So dis nogal ietsie om te besef, nê, wat Jesus vir hierdie ou sê. Maar kom ons lees eers die gedeelte en dan gaan ons verder met die preek. Matteus 8 vers 5. Hy sê, nadat Jesus in Kapernaum aangekom het 'n offisier by hom hulp kom vra en gesê, Here, my slaaf lê by my huis verlam en verduur baie pyn. En Jesus antwoord hom, ek sal hom kom gesond maak. Nou as jy die wette ken en al die goed, dan besef jy of dan weet jy dat dit is vir 'n Jood is dit taboe. Dit is uit die kwessie uit dat jy in 'n nie-Joodse huis ingaan nie. Want die oomblik as jy verby daai deur trap, dan is jy onrein, dan kan jy nie tempel toe gaan nie en jy kan niks doen nie. Jy kan nie deel hê aan die feeste nie, jy kan nie deel hê in die tempeldiens en al hierdie goed nie. Jy is onrein. Jy moet nou eers gaan offer om weer rein te word. En so die feit dat Jesus vir die ou sê, maar ek sal kom om te gesond maak, wys al klaar ietsie van Jesus se hart, nê? En dan hoor ons die antwoord van hierdie offisier. Maar die offisier sê in vers 8, Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word.
Ek is ook 'n mens wat onder gesag staan. En ek het soldate onder my. Vir een sê ek, gaan daarheen en hy gaan. En vir 'n ander een, kom en hy kom. En vir my slaaf doen dit en hy doen dit. Jesus was verwonderd toe hy dit hoor. En hy sê vir die mense wat agter hom aangekom het, dit verseker ek julle, ek het nog by niemand in Israel so groot of so 'n groot geloof teëgekom nie. Ek sê vir julle, baie sal van die ooste en die weste afkom en saam met Abraham, Isak en Jakob aan tafel gaan in die koninkryk van die hemel. Maar mense vir wie die koninkryk bedoel is, sal in die diepste duisternis daar buite gegooi word, waar hulle sal huil en op hulle tande sal kners. Jesus sê toe vir die offisier, gaan terug en wat jy geglo het, sal gebeur. En sy slaaf het op daardie oomblik gesond geword. Dit is vir my nog interessant, is dat toe ek hierdie gedeelte die eerste keer lees, dit was die eerste ding wat my aangevang het, en ek weet nie of dit dalk vir jou ook vanoggend so gevoel het nie, is dat die geloof wat hierdie ou gehad het, Want ek gaan nou eerlik wees met julle, ek weet nou nie van julle nie, julle is dalk beter as ek, maar ek sukkel baie keer om te glo, wat God vir my sê, of wat hy vir my vra om te doen, of baie keer sukkel ek net om te glo dat wat in die Bybel gestaan is, dat dit nie dat dit nie die waarheid is nie, maar dat dit van toepassing is op my nie. So baie keer as ek lees soos Jesus, hier kom iemand en hy bid of hy bid nou nie, maar ons kan dit nou in vandag se terme sê, ons bid tot Jesus, en dan vra ons Jesus om iets te doen, en dan binne in my, ek glo Jesus kan dit doen, maar ek glo net nie, hy wil dit vir my doen nie. Soos vir die ander mense sal hy dit doen, hy kan, ek glo daarin, maar ek sê dit so half bietjie twyfelagtig, of wil hy dit regtig vir my doen? Ek dink hy gaan dit vir my doen nie. En hier kom hierdie ou en hy sê, Jesus, my slaaf, hy is siek, hy het seer, hy het pyn, asseblief wil jy hom nie genees nie. En dan sê Jesus, okay, great, kom, ons gaan nou, en ons gaan nou jy huis toe. En hier kom hierdie ou, en hy soos, nee wat, Jesus, ek weet hoe werk autoriteit. Ek weet hoe werk dit, ek is 'n man van gesag, ek is 'n man wat 'n offisier is in die weermag, ek weet hoe werk dit, ek sê vir daai ouetjie net, gaan soontoe en hy gaan, hy het eers 'n vraag, hy gaan net. En vir hierdie ou sê, kom hierso, en hy kom, hy huiwer nie, ek weet hoe werk autoriteit. Jesus sê net 'n woord, en dit sal so wees. En dan sê dit vir ons, ek dink Jesus was verbaas nie, want ek kon Jesus omkant vang nie, hy weet alles. So ek dink Jesus was verbaas nie, maar dit sê vir ons, hy was verwonderd oor die geloof wat hierdie ou gehad het, en sê net 'n woord. Nou weer eens, ek weet nou van julle nie, maar vir my, ek sou vir Jesus gesê, ja nee, kom, asseblief. Ek wil eers hierdie ding sien. Ek gaan eers glo dat jy kan, wanneer ek gesien het my slaaf is gesond. En ek weet nie of julle ook baie keer so voel, of so is, of ook so dink nie. Wat is daai gesegde? Seeing is believing. En so baie keer voel ek so in my lewe, ek weet Jesus kan, maar eers wanneer ek gesien het hy dit gedoen, dan sal ek eintlik glo. En hier kom hierdie ou en hy sê, ek hoef nie te sien nie. Ek aanvaar, as Jesus die woord gesê het, dan gaan dit so wees. En nogal interessant, in die einde, sê Jesus dan vir hom, in vers 13, Jesus sê toe vir die offisier, gaan terug, en wat jy geglo het, sal gebeur. En sy slaaf het op daardie oomblik gesond geword. Nou ek dink Matteus het daai laaste deel het hy ingesit, want Matteus kon nie geweet het op daai oomblik nie, net soos die Romeinse offisier, het nie geweet op daai oomblik dat sy slaaf is gesond nie. Vir hom moes hy nog steeds terug huis toe stap. Maar hy het geglo dat die oomblik wanneer hy by sy huis gaan aankom, dan gaan sy slaaf gesond wees. Die oomblik wanneer hy by daai deur instap, het hy eintlik hierdie verwagting binne in hom, dat hy gaan sien, sy slaaf staan dalk reg daar om hom te groet. Nou weer eens, ek dink vir my is dit nog baie keer moeilik om dit te glo, Ek sal soos wees, okay, great, Jesus het dit gesê, so kom ons stap huis toe, en op pad huis toe, maar Jesus het nou nie regtig gesê, jou slaaf is gesond nie, Hy het dit gesê, gaan en soos wat jy geglo het, so gaan dit wees. So,
Ek wonder nou, wat gaan dit nou wees? Want Jesus het nou nie regtig gesê, my slaaf is gesond nie. Jesus het nou nie gesê, gaan jou geslaaf gesond vind nie. En soos wat ek huis toe stap, dan baie keer begin hierdie gedagtes ons in my kop rondspeel, nê. En dan begin ek dit begin twyfel. Het Jesus dit regtig gesê? En ek wonder of julle dit gehoor het, nê. Dis daai selfde ding wat Adam en Eva gehoor het daar in die tuin, nê. Maar het Jesus dit regtig gesê? Van die begin af is dit eintlik die taktiek van die vyand, nê, is om die twyfel binne in ons te kom laat groei. Om die twyfel binne in ons te kom sit. Maar het Jesus dit regtig gesê? Nou ek wil gou rondom die punt van geloof, wil ek gou nou 'n bietjie van 'n illustrasie eintlik maak. So ek het gou 'n victim, ek bedoel volunteer nodig, om vanoggend hiernatoe te kom. Enigiemand? Een van die kinders? Het gaan nie so erg wees nie. Jy kan sweeties kry. Ja. Maar jy moet nou saam speel, Pieter, jy moet nou nie cheat nie. En dan gaan nou wees soos een van daai wees, want hy nou so rukkie terug toe die ouetjie, as ek soos, is dit swaar? Nee. Nee, dit het my hele illustrasie nie gewerk nie. OK. Jy moet nou saam speel, Pieter. As jy dit nie gereël nie, jy moet nou saam speel. As jy nou 'n kind was, nê? Dink nou soos ek, wat sê die Bybel? Dink soos ek en glo soos 'n kind, nê? As ek vir jou hierdie gewys het en ek vir jou gevra, wat se een soek jy? Of kom ek sê dit, ek vir jou gesê het, Pieter, hier binne in hierdie houertjie, kom ek draai hom so, ek kan jy mooi sien. Hier binne in hierdie houertjie is 'n lekker koerant en 'n lekker sweetie. Sal jy my glo? Maar kan jy dit sien? OK, so jy sal my glo. OK, maar dit is nie regtig geloof nie, want jy kan dit sien, nê. Jy vertrou jou eie oë. Jy vertrou eintlik maar jouself meer as wat jy my vertrou, nê. Maar as ek nou vir jou sê, Pieter, alhoewel jy hierdie koerant kan sien en hierdie sweetie kan sien, wil ek nie hê jy moet hom kies nie. Ek wil hê jy moet hierdie een kies. Want hierin is baie meer en baie lekkerder goed. Wat se een sal jy kies? As jy 'n kind was, sou jy hierdie gekies het. Hoekom? Want jy kan dit sien. Hier binne kan jy niks sien nie. Jy kan nie sien of wie regtig of dit wat ek sê waar is nie, nê. En dis wanneer geloof inkom is dat wanneer ons dit sien, dan is dit nie regtig geloof nie. Want ons vertrou onsself meer as wat ons die persoon wat ons sê vertrou. Maar die oomblik wanneer ons nie kan sien nie, nou moet jy my vertrou dat dit wat ek sê is waar. En dis wanneer geloof deel word van ons lewe. Dis wanneer dit geloof word. Want ons kan nie sien wat hier binne aan die gang is nie. Ons moet maar net vertrou dit wat ek sê. Vertrou dat ek beter weet, vertrou dat ek nie jou wil cheat nie, en nie jou enigiets sleg wil laat gebeur nie. Dat jy vertrou dat ek is eintlik 'n goeie mens in 'n manier, nê. En dis wat geloof eintlik is. Nou, daar's ons vir jou. Pieter, daar's vir jou 'n lekker psie. En daar is baie meer sweeties daar binne, so geniet dit. Geloof julle is nie om te sien nie. Geloof is juis dit wat ek nie kan sien nie, om te vertrou dat dit so is. En dis wat Hebreërs vir ons sê, nee, Hebreërs 11 vers 1 sê, om te glo is om seker te wees, is om sekerheid te hê binne in onsself van die dinge wat ons hoop. Pieter moes gehoop het dat ek gaan nie jok nie, en dat daar regtig in die ander boksie meer sweeties en lekkerder sweeties gaan wees. Maar dan gaan hy verder, as hy sê is om oortuig te wees van dinge wat ons nie kan sien nie. Ek dink so in die gedeelte van waar Jesus by Thomas kom, nê. En die disippels kom by Thomas en sê, Thomas, ons het vir Jesus gesien. Hy is gekruisig, maar hy het opgestaan. Ons het hom gesien. En wat sê Thomas? Help my.
as ek nie my vingers in sy hande kan sit nie, as ek nie my hand in sy sy kan druk nie, kan ek nie, of sal ek nie glo nie. En dan verskyn Jesus aan Thomas, en dan sê Thomas, Here, ek glo, en dan wat sê die Here vir Thomas? Thomas, jy glo net want jy het gesien. En dan die versie net na dit sê, geseënd is die mense wat glo en nie gesien het nie. Jy sien, dis wanneer geloof deel word van ons lewe. Om te kan sien wat God besig is om te doen, het nie geloof nodig nie, want jy kan dit sien. Maar die oomblik wanneer God vir jou sê, doen iets, en jy sien nie hoe dit uitwerk, en jy sien nie hoe dit uitspeel nie, dis wanneer jy moet begin glo dat dit so is. Hebreërs 11 vertel ons dan, julle kan gaan lees, vertel vir ons van al die groot geloofshelde in die Bybel, Abraham en Isak en al die ouens wat daar in die Bybel opgeskryf is. Moses, al daai ouens, nee. Daai manne wat geglo het en vrouens, daar's 'n paar vrouens ook. Vrouens wat geglo het sonder dat hulle enigiets gesien het. En dan tussen al hierdie mense staan hierdie versie in Hebreërs 11 vers 6. Hy sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, beloon. Nou dis aan die een kant is dit geloof, nê. Is geloof is om seker te wees, ek kan nie iets sien nie, maar ek glo, en die einde van die dag gaan dit oor, maar in wie glo ek, nê? As ek vanoggend hier gestaan het en ek vir Pieter gesê, en daai houertjie is daar R1 miljoen, dan dink ek Pieter sou nie so geloof in my gehad het nie. Hy sou vir my gesê dat ek jok. En ek is nou nie 'n man wat R1 miljoen het wat rond lê nie. Ek is nie as iemand wat R1 miljoen het nie. Nee. En so, sy geloof in my as mens om R1 miljoen in 'n boksie te kan sit, sou bietjie minder gewees het. Maar as Elon Musk dalk nou hier vanoggend gestaan het, of wie ook al wat baie geld het, en hy sou gesê het, julle, ek het R1 miljoen in hierdie boksie, dan dink ek almal sou hom geglo het, en sê, ja nee wel, Elon Musk, multi-biljonair, ek dink hy sal R1 miljoen binne in 'n boksie kan sit. En so, die geloof gaan oor in wie dit sê. En dit bring my terug by die vraag, maar wie is Jesus vir jou? Wie is Jesus dan vir jou? Dis maklik om te sê, jy glo in Jesus, maar wie is Jesus? Wat beteken Jesus vir jou? As ek glo Jesus is die een wat voorsien, of as ek weet en glo dat Jesus is iemand wat kan voorsien, dan is dit vir my makliker om te glo dat Jesus sal voorsien. As ek glo dat Jesus is die beste vir my en beste vir my lewe in gedagte, dan is dit vir my maklik om te glo as Jesus vir my sê, doen iets. En ek wil vir julle 'n video speel wat my lewe rondom hierdie vraag eintlik heeltemal kom verander het. Ek weet nie wie van julle het hierdie video gesien nie. Enig iemand? Niemand. Okay, daar's daarom so 1 of 2. Okay, hier's daarom so 'n paar. Great. So net 'n bietjie agtergrond, want ek gaan nie die hele video speel nie, maar ek sal hom op die kommunikasiegroep of wie ook al as jy hom nodig het of hulle het, stuur net vir my boodskap, dan stuur ek hom vir jou. Maar dis 'n onderhoud wat hierdie ou, sy naam is Johan, wat hy gehad het met of hy was die een wat wat is die mooi woord? Ja, die onderhoud meer gevoer is, nee, nou dit, mooi, dankie, Dion. En so sy storie loop soos volg. In sy lewe het hy 2 keer wat hy by die dood, alhoewel 1 keer by die dood omgedraai, die 2de keer was hy dood. En hy vertel sy storie van dit wat gebeur het met hom, die oomblik toe hy eintlik dood gegaan het, die 2de keer. En hy sê, julle gaan nou hoor in die storie, dat
hy sê hy ervaar Jesus en dan die ding wat Jesus vir hom vra, is juist daai vraag, wie is ek vir jou? Wat beteken ek vir jou? En so ek wil hê ons moet gou net, dis 'n kort, ek het net 'n gedeelte uitgesny. Ek dink dit is so 'n minuut of 2, dalk 'n bietjie meer, ek weet nie. Maar kom ons luister net gou van hierdie ou se gebeurtenis. Hy gaan nou begin of ek die video begin waar hy sê hy is nou dood. Hy doodgegaan, hy het geweet hy gaan nou doodgaan en hy is toe dood. En dit wat met hom gebeur het. En dis toe ek op 'n asemhaal het en alles verby. En wat toe gebeur is, toe alles donker word, toe ewe skielik toe vind ek myself in 'n glasboks besig om net hier so uit te float in die lug in hierdie glasboks. En ek besef toe, ek is nou op pad uit, hemel toe, ek is dood. En interessant genoeg, net voor ek op 'n asemhaal het die derde keer stuk op, het ek het na die tweede insident, waar ek gesukkel asemhaal, het ek geweet ek gaan sterf. Jy het so oortuiging oor jou gekry, dit is ongelooflik, en ek wonder of ander mense wat sterf, nou nie 'n ongeluk of iets, maar sterf wat op 'n sterf lê, dit ook het, maar jy het die absolute oortuiging, dat ek gaan sterf, en daar's niks wat ek kan doen om dit te keer nie. Ja, en toe is jy in Jesus se teenwoordigheid. Toe sit ek hier so uit, en op die glasboks, en ek besef wat besig om te gebeur, ek is nou besig om hier uit te gaan, 10 teen hemel toe volgens my nou, maar ek kan dit nie aanvaar nie, want ek het my vrou en my 2 seentjies by die huis, en dis mos net die prentjie wat ek gesien het doen werk, en uitwerk, en ek begin hierdie glasboks te slaan en skop om te breek, want ek wil teruggaan, ek kan nie dit aanvaar nie. En die volgende oomblik, in daai struggle, hoor ek net hierdie stem, wat vir my sê, wie dink jy is ek? En in my onderbewussyn weet ek al of dit is Jesus, maar ek is nou besig hier, ek het nie tyd hiervoor, ek moet mos beheer vat hier en alles stik en maak en breek om uit te kom, terug te kom, want dis wat ons as mense doen, ons wil altyd beheer vat, nee? Sure. En die volgende oomblik, toe kom my stem weer, en is nie as is 'n speaker wat harder gestel word, dit is soos wanneer 'n leeu brul, jy voel daai krag so in daai lug, Ja. en hy vra net weer vir my, wie dink jy is ek? En die keer daai krag met plat geslaan, ek lê daar op die grond, en ek sê net, ek weet u is Jesus, en hy sê vir my, nee, ek is nie, en ek dog te oeps, hy sê vir my, ek is Jesus almagtig, en hy sê vir my, Johan, maar dit beteken vir jou en vir julle as mense niks meer nie. Hy sê vir my, al praat ek met jou, soos ek met Job gepraat, en sê vir hom, dat ek het die krag in my hande, om die son te laat opkom en afgaan, ek het die krag om vir die branders te sê, waar hulle mag breek, en waar hulle mag verder gaan nie, al sê ek dit vir jou, doen dit aan julle niks nie, want julle het so gewoond geraak aan my, julle het so familiêr geword met my, julle praat met my, en oor my, en van my, soos julle praat met julle vriende, en familie, en mense, Sure, nee. ek is almagtig. En die volgende oomblik toe gaan sy teenwoordigheid net weg. En toe vind ek my, waar ons almal ons eendag gaan vind, voor die troon, waar ons account gaan gee van ons lewe. Waar ek een visie na die volgende visie kry, van al die situasies in my lewe, al die kernsituasies in my lewe, waar ek my rug op Jesus gedraai het. Sure, nee. En in daai proses wat dit gebeur het ek hierdie ongelooflike sterk ervaring en wete oor my gekry, ek gaan die hemel toe, soos ek gedink het, ek gaan hel toe. En daai wete, ek kan nie vir mense beskryf hoe sterk die emosionele wêreld en die geestelike wêreld, die emosionele ervaring in die geestelike wêreld is nie. Dit is so powerful, dit is oorweldigend. Ek kan nou verstaan hoekom Jesus gesterf het van 'n gebroke hart, van emosie, omdat hy glo sy Vader het hom verlaat. Ja. Dat daar's nie wonder daar nie, jy weet. Toe ek oortuiging oor my kry, ek gaan hel toe, jy weet. En dan daai wat hulle praat van daai geknars van tande, want al wat jy daar is, wanneer jy daar so staan, het jy nie, jy dink jy wat hier op aarde gebeur het in die verlede nie, al waaraan jy bewus is ewigheid. Vir ewig en ewig is dit jou lot. En daar's niks wat jy dan kan doen nie. Niks. Ja. En toe daai beelde op en verbykom, toe Jesus teenwoordig terugkom, sê vir my, as it is written, if you deny me on earth, I'll deny you before my Father in heaven. Hy sê vir my, Johan, so jy weet, jy gaan hel toe. En ek sê vir my, Jesus, ek is net 'n mens, ek maak foute. Ja, nee. Is dit nie wat almal se comeback altyd so gereeld in so baie situasies nie?
En Jesus sê toe vir my, en ek het eers later verstaan wat hy bedoel het hiermee, maar hy sê vir my, aan jou foute, jou sonde doen aan my niks nie. Hy verduidelik vir my, dit gaan nie daaroor, dit gaan oor jou hart. Dit gaan oor die absolute attitude van jou hart. Dat om hemel toe te gaan eendag, gaan oor om totaal en al te surrender aan hom. Om te lewe in totale surrender vir hom. Sy wil geskied nie jou nie. Hy is in beheer, nie jy nie. Ja. Sy prentjie vir jou lewe, nie jou nie. En om dan van daai plek af met daai attitude van totale surrender te loop met 'n hart van obedience. Met ander woorde, alles, elke oomblik van elke dag in my hele wese binne my Jesus wil net so gehoorsaam wees aan U. U wil geskied nie myne nie. Hy sê as jy so wandel, gaan jy hemel toe. Dis die narrow pad hemel toe. My vraag weer aan jou is, wie is Jesus vir jou? En nie net wie sê jy is Jesus vir jou nie, maar hoe lyk dit in jou lewe elke dag? Hoe lyk dit in jou werk môre of by die huis? Hoe lyk dit in jou lewe wanneer jy om mense is, wanneer jy in Pick n Pay rondloop, wanneer jy die kerkgebou verlaat? En ons kan so maklik sê dat Jesus is al hierdie goed vir ons. Ons sê so maklik, Jesus is my redder, maar dan wanneer Jesus my wil kom red van my gedagtes, en hy vir my kom leer dat ek anders moet dink, dan sê ek vir hom, nee Jesus, nie jou wil nie myne. En weet jy wat sê ons dan eintlik vir Jesus, jy is eintlik nie my redder nie. Ek sê dit met my mond. En dan dink ek aan daai gedeelte in Matteus 15, waar Jesus vir die Fariseërs en Sadduseërs sê, julle lippe, julle doen lippe diens aan my, julle sê met julle mond al hierdie mooi goedjies, al die goedjies wat reg is, sê julle so maklik, maar julle hart, julle lewe is glad nie in lyn met dit nie. So my vraag is eintlik nie, wie sê jy is Jesus nie, maar wie wys jou lewe is Jesus vir jou? Want as Jesus die een is wat jou lewe beheer, dan wat ook al hy vir jou sê, dan is dit nie net 'n opsie vir jou om te doen nie, dis iets wat jy moet doen. Ons sê so maklik, Jesus is my leermeester, maar doen jy dit dan wat die leermeester jou leer om te doen? As hy dan vir jou sê, ek wil hê jy moet daai persoon vergewe jy dan? As hy dan sê, ek wil hê jy moet jou naaste lief hê, het ons naastes lief. Ons sê gewoonlik hierdie twee, Jesus is my leermeester, Jesus is my Here, of redder. As hy die Here is van jou lewe, dan beteken dit, daar's nie 'n opsie vir jou nie. Dink aan die landswette, dis nie 'n opsie vir my om te volg of nie, dis iets wat ek moet doen. En as Jesus my Here is, as Jesus die Here is van my lewe, dan is dit iets wat ek moet doen. Dis nie 'n opsie vir my nie. Dis nie 'n keuse wat ek het, ja of nee nie. Dis wie hy is. Dis wie ek glo hy is. Soos dan wat ek moet doen. Ek wil gesê, hierdie video het my hele lewe verander rondom hierdie gedagte. Wie is Jesus vir my? Iemand stuur hierdie video vir my op 16 Februarie 2025. En vra vir my, Stiaan, wat dink jy van hierdie? Maar dit klink eintlik 'n bietjie soos 'n kwaai God, nê? Nee. Hierdie God wat nou sê, maar jy gaan hel toe, want jy het nie regtig geglo nie. Persoon sê vir my, klink 'n bietjie soos 'n kwaai God, en ek luister die video. Ek kan presies vir julle sê waar ek was. Ek was op pad van Key West af, was ek op pad na Bellenwater toe. Ek weet nie wie van julle weet dit. Dis die sentrum net bo Silver Star. Dis 'n versorgingseenheid. Ek was op pad soontoe. En hierdie gedeelte wat ons nou gekyk het, was toe ek op die punt van daai berg was. Daar by ek dink Rymse gemeente is nou daar. Op daai oomblik hoor ek hierdie gedeelte. Ek kan nie vir julle beskryf die ervaring wat ek gehad het in daai oomblik nie. En asof Jesus vir my ook vra, maar Stiaan, wie is ek regtig vir jou? Is ek God almagtig? En ek
breek uit, net as gevolg van die teenwoordigheid en net alles wat om my aan die gang is. Ek begin net huil. Ek soos Here, ja, jy is werklik almagtig. Jy bepaal werklik wat met my gebeur en wat nie met my moet gebeur nie. Jy bepaal wat kom en wat nie kom nie. Jy kan, wat ook al jy wil laat gebeur, dit sal gebeur. Ek glo, dis wie jy is. Ek het al baie keer vir julle gesê, oppas wat jy sê, nee. Oppas wat jy bid. Want in daai oomblik sê Jesus vir my, of ervaar ek Jesus vir my sê, okay, is reg. Ek wil hê jy moet die volgende ding doen. Nou, ek gaan nie vir julle sê wat dit is nie, want dit, maak seker nie saak nie. Verlang ervaar ek die Here sê vir my, as ek vertrou, hy is regtig in beheer van my lewe, dan hoekom het ek iets soos 'n karversekering? Dis persoonlik, julle, ek sê nou nie vir julle almal moet julle karversekering cancel nie, nee. Dis nie wat ek sê nie. Maar op daai oomblik ervaar ek dit weer so sterk, dat die Here vir my sê, as ek God almagtig is vir jou, kanselleer dit. En dan ek breek in trane uit. Ek kan dit nie, ek moet nou gaan preek vir die mense daar by Bellenwa. Ek sê, ek kan net nie hierdie doen nie, nee. En ek gaan huis toe en ek sê vir Lizette, ek sê, sorry, glo ons regtig dat Jesus is in beheer van ons lewe. Glo ons regtig dat hy sal voorsien as hy sê hy voorsien. Sê hulle, glo ons regtig dat hy is die een wat vir ons sê wat ons moet doen en nie. En my twyfel is ek soos, okay, ek weet wat ek moet doen, maar kom ons dink nou eers 'n bietjie oor hierdie. Nee, soos kom ons probeer dit uitredeneer, nee, kom ons probeer dit rasionaliseer. Is dit regtig iets wat ons moet doen? Is dit nou wys om te doen? En soos ek met mense praat oor hierdie ervaring, soos ek mense sê van hierdie ding, is hulle net soos, ja, maar die Here het daarom vir jou 'n helder verstand gegee, nee. En een Woensdag aand, jy kan my selgroep vra, hulle is van hulle sit hier, vra ek vir hulle die volgende vraag. Wys my een Bybelvers, wys my een stukkie in die Bybel waar Jesus iemand geroep het, waar God iemand geroep het om iets te doen, wat dit rasionaliseer of wat dit intellektueel sin gemaak het vir daai persoon om dit te doen. Want wat ons eintlik sê is, Here, ek wil net eers sien hoe gaan dit uitwerk voordat ek werklik gaan glo. Here, ek glo jy is almagtig, maar wys net vir my eers dat dit alles oukei gaan wees voordat ek regtig gaan glo jy is almagtig. En Here sê nee. Glo dit. Glo sonder om te sien. Glo sonder om nou te weet of dit gaan oukei wees of nie. Dit was die 16de Februarie. Ruk daar later. Nou is die Here regtig besig om met my te werk oor. Vertrou ek regtig, hy is in beheer. Glo ek werklik dat hy is in beheer van my lewe. En ek sê, Here, ek glo jy is in beheer van my lewe. Hy sê, okay. As jy glo ek is in beheer, weet ek vir iets om te doen. En so 'n paar weke terug lees ek my stilte tyd, lees ek ek is eintlik besig om net stil te wees saam met die Here en ek ervaar 'n gedeelte op my hart en ek weet nie regtig wat hierdie gedeelte sê nie. Ek weet nie wat die gedeelte sê nie. Ek haal my Bybel uit en ek gaan lees dit. En ek lees dit en ek Here, ek verstaan nie dit wat jy vir my sê nie. Ek verstaan nie wat hierdie gedeelte vir my moet sê, of wat beteken dit vir my nie. Maar as ek glo hy bestaan, as ek glo hy is almagtig, dan weet ek wat ook al hy vir my sê,
is dan reg. En so het ek daai donderdag, seker ek dink is dieselfde week nog, of die week daarna, daai donderdag, kry ek 'n oproep van iemand af. En ek is by Matthew se rugby, so ek hoor toe nie my foon wat lui nie, tot my vrou se frustrasie, en sy sê, my foon is altyd op silent, hoekom is my foon altyd op silent? Maar ek mis toe die oproep, en ek kry 'n voice note, en ek luister die voice note. En is 'n persoon wat vir my sê, hulle is besig met 'n proses. Hulle wil graag hê, ek moet my CV instuur. Dis 'n gemeente wat besig is om 'n nuwe dominee te beroep, hulle wil hê ek moet my CV instuur. En in 2022 het ek en Lizet ervaar dat die Here sê, dat as hy ons ooit gaan roep om na 'n ander gemeente toe te gaan, sal dit nooit wees dat ons gaan soek vir iets anders nie. Ons sal nooit uit ons eie uit gaan aansoek doen. Die Here, soos wat ons maar altyd as mense doen, nee. Die Here moet vir ons 3 goed doen. Hy moet vir my, iemand moet my bel en sê, ons wil hê jy moet aansoek doen. Nou obviously moet ek die werk kry. En dan moet Lizet, sy moet ook nie soek vir werk nie. Iemand moet net daar toe kom en sê, hier is ons vir werk. En so op die donderdag bel hierdie gemeente my en sê, hulle wil hê ek moet aansoek doen. Ek en Lizet sê toe, ek weet nie, ons weet nie of ons dit moet doen nie. Die volgende week Dinsdag sê ons vir mekaar, maar dis wat ons vir die Here gesê het, hy moet doen. So kom ons doen, kom ons stuur die CV in. Was die Dinsdag, nie kort daarna, en die bel hulle my en sê, hulle wil graag hê ek moet kom vir onderhoud. En as ons so 2 weke terug was ons daar gewees, 3 weke terug. En die oggend het ek gepreek by die gemeente, en na die tyd ons lekker gekoffie en kuier en al die goed, en terwyl ons so koffie en kuier, kom daar 'n persoon na my toe en Lizet toe en sê, ons wil net vir jou sê dat as jy die een is, as jy gelukkig is en jy word beroep, sê hy vir Lizet, moenie worry nie, ek gee vir jou werk. Ek is die hoof van die skool of die hoërskool, ek het vir jou werk. En so het ons nie lank terug nie, het ons 'n oproep gekry en het die gemeente gesê ek is beroep. Hulle het my beroep sien toe. En ons deel dit met julle ook, want in die eerste plek is dit 'n getuienis van my eie lewe uit, dat as ons regtig die Here vertrou, dan werk hy in maniere wat ons nie kan dink hy werk. En aan die ander kant deel ons dit met julle, want ons wil hê julle moet saam met ons bid. Want ons was nou beroep, maar dit beteken nie ons gaan nie. So die proses van die hele ding is dat hulle moet dit vir 2 weke afkondig. En dan stuur hulle vir my die beroepsbrief, en dan het ons 2 weke om te sê ja of nee. En my vraag aan julle, my pleit is dat julle saam met ons sal bid. Hulle kondig dit dan nou vandag die 2de keer af, en dan het ons 2 weke om te besluit, en ons moet regtig in hierdie 2 weke met ons by die Here gaan hoor, is dit regtig wat hy wil hê ons moet doen. Ons wil hê dat julle asseblief saam met ons moet bid daarvoor. Dat as dit die Here se wil is, dan is dit ook so. Maar as dit ook nie die Here se wil is nie, dat dit ook so gaan wees. En so ek wil graag vir julle vra om regtig saam met ons te bid vir hierdie proses. Maar dat julle ook sal 'n getuienis hoor om te sê, maar die Here is werklik aan beheer. Ons het 3 vereistes gehad vir die Here. En hy het al 3 het hy voorsien, sonder dat ons vir enigiemand eintlik iets daarvan vertel.
boonop dit alles, Lisette het 'n departementele pos. So ons het toe begin stres, maar as hy nou van die departementeel af moet afgaan na 'n beheerliggaam, verloor sy klomp goed. En toe hulle vir my laat weet, ons is beroep, sê ek vir hulle, hoorie, maar hier's goed wat julle in gedagte moet hou. En daai selfde dag, bel hy toe my weer, en hy sê, hoorie, ek het met die hoof gepraat. En hy het vir jou sê, dis 'n departementele pos wat hy het. So as ons dit aanvaar, dan kan hulle die transfer doen, vir haar om oor te kom. En sê julle, die Here is werklik 'n God wat voorsien. Is werklik 'n God wat roep. Hy's 'n God wat almagtig is. Hy's 'n God wat ons kan vertrou met ons hele lewe. Hy's 'n God wat ons regtig na toe kan gaan en sê, Here, ek kan nie uit my eie mag uit hierdie goed doen nie. Maar ek vertrou U. En so ek wil weer vir jou vra, en ek gaan hiermee afsluit. Wie is God vir jou? Wat beteken die naam Jesus vir jou? Is dit iemand wat net daar is vir eendag? Of is dit iemand wat deel van jou lewe wil wees, hier en nou? Deel wil wees van jou lewe en jou lewenskeuses en hoe jou lewe uitspeel. Is hy iemand wat werklik vir jou iets te sê het of iets te leer het vir jou lewe hier en nou? Is hy die een wat beheer is van jou lewe en as hy dan sê, dan is dit okay vir jou. Dan is dit goed vir jou, dan is dit iets wat jy aanvaar. Wie is Jesus vir jou? En dit wat jy antwoord, is wat jy ook moet gaan leef in hierdie wêreld. Ons bid saam. Here, ons loof en prys U, want U is werklik God almagtig. Soos ons gehoor het ook uit hierdie testimonie van Johan, Here. Wanneer ons eendag by U is, dan gaan daar nie meer doekies omgedraai word nie. Gaan dit nie meer geleenthede wees om te skuil agter die ou verskonings waarmee ons so gemaklik geraak het nie. Here, maar ek is maar tog net 'n mens. Ek is tog maar net dit. Die antwoord van Jesus is nie, wat het jy gedoen nie, maar wie is ek vir jou? Here, en wat ook al ons antwoord is iets wat ons ook moet gaan lewe in hierdie wêreld. So iets wat ons moet gaan uitleef daar buite, Here. Here, en so kan ek ook getuig, en ek en Lisette ook getuig, Here, dat U is 'n God wat regtig getrou is. U is 'n God wat in beheer is. U is 'n God wat ons veilig hou in die hande. Nou, alhoewel hierdie proses nou nie finaal is nie, dis nog nie eens naaste by dit nie, Here, kan ons getuig, Here, dat U is 'n God wat eintlik oorvloedig goed is. Here, U is 'n God wat ons veilig in U hande vashou. Here, en hoe ook al die proses vorentoe lyk, wat ook al gebeur, Here, mag ons regtig net onthou dat U is God wat in beheer is. U is 'n God wat weet waarmee U besig is. U is 'n God wat kan vertrou word met die toekoms. Help ons ook om geloof te hê soos hierdie offisier, sonder om te sien, sonder om eers die hele prentjie te wil weet, Here. Dat ons kan vertrou, Here, dat U is goed en U is in beheer. Ons bid dit als in naam Jesus Christus. Amen. Wel geleentheid gee vir die offergawe om opgeneem te word. Ek gaan ook geleentheid gee vir die kollekte om vir die band om vorentoe te kom. En ons gaan 'n laaste lied sing. En hierdie lied is, wel, Tannie Sarah het my reg gehelp, want ek sê vir haar, Tannie Sarah, ons wil daai lied sing, die potterbakker in die klei. Sy sê, nee man, die ding se naam is Doen slegs die wil weer. So ons gaan dit ook sing, en ek wil regtig weer eens net vir julle sê, is dat, asseblief bid saam met my en Lisette, ook vir hierdie proses. Soos ek gesê het, dis nie definitief nie,
Dis nie finaal nie, dis nie afgehandel nie. So asseblief, wees ook saam met ons in hierdie tyd wat ons ook moet regtig by die Here se voete gaan sit en hoor. Asseblief, wees ook saam met ons daar. Ontvang dan ook die seën. Mag julle ervaar die genade van God ons Vader. Dat hy sy seun, sy enigste seun gestuur het, om gekruisig te word vir my en vir jou. Maar dat hy meer as dit is in ons lewe. Meer as iemand wat ons net kom red het van ons sondes vir die eendag. Maar dat hy werklik God almagtig is. God is wat praat, God is wat roep, God is wat antwoord. Mag jy ook hom ervaar in sy teenwoordigheid deur die Gees, ook in hierdie tyd. Amen. Ons nooi julle graag lekker vir 'n koffie en tee daar agter. En asseblief moenie net weggaan nie. Kom kuier ook nog lekker saam met ons.